kindermishandeling, child abuse. Marag Auntie Linda. Marag my baby. Hoe gaat het met jou, Shaquille? Nee, alright Auntie Linda. Ek was soek net vir Annesley. Want hy is mos nou al 5 dae nie in die skool nie. Nou juffrou het gevra of enige en weet wat is die rede. Annesley is, hy is siek man. Hy is ook om in die school toe kan gaan of uit kan kom nie. Het hy verkoue Auntie Linda? Ja man. Jy kan maar so sê. Sê maar vir jou juffrou, dat zodra hy gezond is, sal ek hom weer skool toestuur. Anders dan gaat hy die ander kinders ook aansteek met sy siekte. Ok Auntie Linda, dankie. Mami kan lekker lig nou. Ja, sê sy maar vir sy Q, ek slaap nou. En ek het verkoue. Hallo, hou jy net jou mond. Sy kan ons in die toestand skool toe gaat, he? En ek kan ons vir allemaal vertel wat met jou gebeur het, he? Of course, mami. Want dan gaan Salanka Dennis in die moeilijkheid kom. Annesley, ek het gesê, hou jou mond van Uncle Dennis af, ne? Of anderste wat? Gaat mami ook dieselfde doen wat hy gedoen het? Van my met my eie cricketbed in die mag en 10 die been slaan. Die pijn in my been is nie so beter, maar die pijn in my ribbes, een man kan het moes nie uitdoen nie, man. Maar jy het self al voor gesoek. Jy kan mos nie jou mond hou nie. Hoe met mami dan nou? Ek is al 16 jaar oud en die oudste kind. Ek is mos nie so klein soos Alice nie. Ek het ook mos gesê. Ja, maar jy blijf vir Uncle Dennis stink vertel oor sy gedrankerij en sy pelle wat hy hier in jy huis inbring. Wat anders te expect jy? Is mos die waarheid, nog in ons huis, as jy sy huisie, het bly vol geraas en snaakse mense wat hier inkom, en spesifiek na 8 o'clock en weekends, maar man sal wees, wie nou ek so die hier bly nie. Stop het, jy weet nie hoe baie hy vir jou en vir jou sister help, om kos en kleren te kan net elke dag hee. Julle sien hoe baie sota met ons wat by die klerenfactories werk. Jo, mami, so nou jou by skielik. Die betaal hem elke maand gereeld geld in. Wat maak mami dan daarmee, hè? En het lyk dan soos hy die meeste van die geld wat hy by uitsy. Kijk jy, sy is 'n kind en ek is jou ma. Nou stop het met die nonsens geselserie. Gaat kamer toe. Nou. Ja, as usual. Ek sal gaan, man, ek sal gaan. Dat ek dus de music gaat luisteren.
Kom! Is Auntie Esther. Hi, Auntie Esther, kom. Wat een kapper is het hier binnen? Hi. Sorry. Kan Auntie Esther het gehoor? Of course, man. Jy weet mos hoe dun Tafelsig sy huismure is. Sorry, Auntie Esther. Is Ennis nie. Ons het 'n strydery gehad. Waaroor? Alweer oor Dennis. Ja, alweer daaroor. Het hy weer die kind met die vuis geslaan? Nee. Die keer was ek met 'n krieket net. Waar? 10 rabbes en 10 sy linkerbeen. Ek weet nie meer hoe met die handel het eerste. Ek weet nie. Wat? 'n Cricketbed? Nou gaat hy dan te veel, hoor. Is daar niks vir Briekie? Die dokter by die daghospitaal het op die x-rays gewys van die 2 onderste ribbes aan die linkerkant as gebreek. Oh God. Kan 'n mens dan nou so geniepsig met 'n arme kind wees? Wat het jy vir hulle vertel? Wat is die kos? Ek het gesê ek geval toe ek oor die hoërskooldraad gejump het. Want die skoolhekke was gesluit. Wat? Ek het jou al hoeveel keer gesê, die is child abuse. Poliesake. Is die iets wat jy suppose is om Marlene te handle? Ek weet maar, as Dennis in die trom moet sit, waar gaat ons kos en klere van hom kry? Die kinders verstaan nie. Die maintenance geld wat hulle pa elke maand inbetaal, is peanuts. Die 300 wat hy elke maand vir die 2 van hulle gee, is nog eens genoeg vir 1 van hulle se kos in die maand nie. Wat nog van die klere en die skoolgeld dan? Linda, hou jy om hier net oor die geld? It's really not worth it. Nee, het gaan nie net oor geld nie. Ek is lief. Lief vir hom. Wat? Jy lief vir iemand wat jou kinders abuse? Maar is hy lief vir jou? Ja, hy is baie lief vir my. Hy laat my baie special voel. Nee, my kind. Het het op 'n tyd gelyk soos liefde, maar het was actually verliefdheid. In Engels sê hulle infatuation. Laas jaar toe julle mekaar gemeet het. Maar die infatuation is lang al uitgewoei. As hy jou regtig lief het, sal hy nie net jou feelings en needs consider nie, maar ook die van jou kinders. Want hy sal dan dink, as jou kinders happy is, sal jy ook gelukkig wees, my meisie. Maar Auntie Esther is so goed vir my. Vir jou? Maar wat van vir hulle? Toe hy intree, het hy geweet, hulle is ook part of the package. En nou laat jy dit mention, 'n goeie man gaat mos nie die hele tyd op jou skel nie. Is dit so? Nee, maar aan die begin het hy baie vir die kinders chips en chocolates gekoop en so. Maar dit is wat hulle doen in die begin. Totdat hulle vir jou in die sak het, dan change hulle net so. Hoe treat hy vir Alice?
is nog nie so bad soos met Ennis nie, want sy is nou maar 8 jaar oud. Maar baie keer verskree die kind onnodig en ek klap haar in die kop van nonsens. So jy abuse actually vir al 2 van hulle. Wat sal ek sê? Wat sal ek maak op eerste? Wat sal ek maak? Laat ek jou nou 'n ding sê. Jy kan lucky wees die dokter het jou storie gekoop van Ennesley se so-called miervallery. As die dokter wakker was, dan kan hy jou net daar die polisie laat opsluit het vir child abuse. Maar as ek met hom geslaan het, he? O ja, maar dan sluit hulle vir jou op vir accomplice to child abuse. Want jy het die hele tyd daarvan geweet, maar niks daaraan gedoen nie. Want die eerste? Ja, my kind, nie so surprise lyk jy. Die x-rays en merk op die been is actually nou jou opportunity om hom te gaan aankla by die Mitchells Plain polisiestasie. Maar nou jy moes evidence. Nou, Nie my kind. Ek moet nou gaan. Deze verluis kom nou op. Maar doen wat ek vir jou gesê het. Gaan polisie toe, voordat hulle na jou toe kom, en voor die social workers jou kinders van jou af wegvat. nee, en ek kan ons nie. Ek sal bid dat die Here jou die krag sal gee om die regte ding te doen en om jou van die bad situation te verlos. Bye, Macy. Ek moet nou gaan. Ek wil nie deze verlies missie. Okay, dank die eerste. En dankie vir die advies. Maar is nog altyd baie swaar. Os, ek was by die huis. Hi Dennis. Ek het nie eens voor inkom nie. Ja, somehow jy mos nooit nowadays as 'n man inkom nie. Nee, jy weet het is nie so nie. Linda, waar is die kos? Ek is amper klaar. Maak klaar, jong. Man is honger. Moek op bed. Dat man sy dan die dag as en nog bezig is met die kos. Ek het ook aan tevoren gesê dat as hy die aanstap na weet, dan moet die kos ready wees. En dan ben je op tafel. Hi Alice. Alles goed today? It was okay. And what did you do there? No, we went to watch the Lion King at the basket for fundraising because the school is closing tomorrow. What? Didn't I tell you not to go out to the school when you have to pay for something? Huh? Huh? Didn't I? Huh? Mama said I can go. Dennis, nee? Los die kind? Linda,
Maar wat net jy vir die kinders die opposite doen van wat ek hulle vertel, hè? Ha? Van wat? En hoe is dit met jou skoolantings, ha? En ja? Nee, Dennis? Stop het asseblief. Stop het, asseblief. Is al lang genoeg wat jy my ma en my sister en vir my so beter het. Hoor jy van my? So lang genoeg. Dennis, nee. Wees voorzichtig. Linda, maak die klomp staan op my kruip weer al met die bed. Nee, Dennis, nee. Ek het ook nou mooi genoeg gehad van jou nonsens. Ek gaan nie meer stil maak nie. En ek gaan nie meer stil bly nie. No more. En ons doen alles. Come, let's go. Mommy? En toe gaat jy lang. Politiestasie toe. Dan is bang toe. Ek wil jou geld aangee. Maar, kom terug. Man, ek het die so gemeen nie laat nie. En moenie jy straai om vir ons te volg nie. As jy weet wat goed is vir jou, sal jy liefste verder hiervandaan afgaan. Uit my sin. Ek wil jou nooit ooit weer in my lewe sien. Never again. Wat sê die Bybel van die verskillende vrae wat ons het oor kindermishandeling en kinders grootmaak? Wanneer word 'n kind belangrik geag in die lewe? Die oorgrootste meerderheid ouers ag hul kinders belangrik vandat hulle gebore is. Maar in ons alledaagse samelewings, buitekant die gesin, wil dit voorkom asof 'n persoon slegs belangrik geag word wanneer hy byna 'n groot mens is. Met ander woorde, eers wanneer hy min of meer 18 jaar oud word. In sommige plekke is dit slegs wanneer 'n persoon voltyds begin werk. Vir die Here word 'n kind egter baie waardevol geskat, omdat hulle so onskuldig is en nog besig is om op te groei. Met ander woorde, volwasse te word. In Markus 10 verse 13 tot 14 sien ons hoe belangrik die Here Jesus die kindertjies ag. Dit lees so: en hulle het kindertjies na Jesus gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem, en vir hulle gesê: laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Ek wil net weet, wat is die beste way om 'n kind te treat? Hoe sal 'n mens weet hoe om die beste te behandel? Lukas 6 vers 31 leer: en soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Die vraag wat jy vir jouself dikwels moet afvra is dus: hoe sou ek behandel wil word as ek die kind was? Hierdie sal jou reeds met baie antwoorde verskaf. Behandel hom met respek en gee hom die nodige liefde. Of jy verkrag was en jy so geboorte aan hom geskenk het, of jou kind met gestremdheid gebore is, of jou kind se pa kontak hou of nie, of hy onderhoudgeld betaal of nie, of jy geskei is van jou kind se ma of pa, en of jy baie arm is. In alle gevalle en ten alle tye word dit steeds van jou vereis. Maak nie saak jou omstandighede nie. Jou kind is deur die Here God self aan jou toevertrou om lief te hê, te versorg
en groot te maak. En as jy as ma of pa dit nie gaan doen nie, hoe kan jy verwag dat ander dit vir hom gaan doen, aangesien jy as sy eie ouer dan reeds hierdie plig versuim? Hoe kan ek Pieter aan my kind wys dat ek in hom belangstel? Deur meer tyd met hom te spandeer. Byvoorbeeld, vat jou kind saam om inkopies te gaan doen. Al gaan nie slegs 'n paar items by die winkels koop. Gaan saam met hom na sy sokkerwedstryd of skoolkonsert. Vra hom ten minste elke tweede dag wat hy in die skool geleer het en hoe dit by die skool gaan. Laat hy of sy jou help met jou houtwerk, as die motors regmaak, wanneer jy koekbak of besig is om kos voor te berei, of besig is om klere te maak. Speel ook fisiese speletjies, veral balspeletjies soos cricket, sokker of tennis met hom. Jy kan ook videospeletjies met hom speel, waarin 2 of meer spelers saam kan speel. Byvoorbeeld die Nintendo Wii Sports Game. Ek is lief vir my kinders, maar hoe wys ek dit aan hulle? Behalwe om vir hulle kos en klere te koop en kos te prepare en so. Titus 2 vers 4 leer dat vernaam jy wat die moeder is, jou kind moet lief hê. Vaders moet ook al kinders lief hê, aangesien hulle ook die kind se ouer is. Hierdie liefde beteken dat julle as ouers in alle aspekte vir hom sal sorg. Die liefde vir jou kind moet ook fisies gewys word, selfs al is hy al 'n tiener. In Markus 10 vers 16 lees ons hoe Jesus sy arms om die kindertjies gesit het. Soen jou kind, omhels hom en gee hom 'n drukkie, vryf sy hare, hou sy hand, tel hom op en laat hom op jou skoot sit as hy nog klein is. Laat hy styf teenoor jou sit. Steel sy skouers, vryf sy gesig 'n bietjie. Hierdie vorms van fisiese aanraking dui vir die kind aan dat daar 'n baie sterk ouer-kind liefdesband is wat tussen 2 van julle bestaan en laat hom ook by jou veilig voel. Wat my als child abuse nou eintlik? Kindermishandeling sluit baie dinge in wat 'n volwasse persoon dalk teenoor die kind gedoen het of selfs nagelaat het om te doen. Byvoorbeeld, gereelde onnodige pakslae, slaan met swaar voorwerpe soos 'n yster of 'n dik stuk hout, hardslaan met enige voorwerp oor areas van sy liggaam wat maklik beseer kan word, soos om sy arms of bene met 'n stok te slaan, versuim om die kind kos en klere te gee, terwyl dit wel beskikbaar of bekombaar is, versuim om hom gereeld te was en liggaamlike versorg, as ook versuim om hom vir mediese behandeling te neem, wanneer hy baie siek of erg beseer is. Om die kind aan seksuele dade of pornografie bloot te stel, is ook deel van kindermishandeling, en nie net seksuele molestering. En wat sê die Bybel van iemand wat homself skuldig maak aan kindermishandeling? Die Bybel veroordeel dit ten sterkste. Jesus homself leer in Matteus 18 vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo laat struikel, dit is beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. As ek my kan steel van my pakkie eetjies of 'n bier by die yswinkeltjie te gaan koop, dan gee hy vir my baie tale, die kind van my. Hoe kan ek maak met die probleem van disrespectfulness van hom? Hy luister mos nie as ek met hom praat dan. Exodus 20 vers 12 en Kolossense 3 vers 20 leer dat kinders sal ouers moet eer
en gehoorsaam. Dit beteken egter nie dat jou kind mag vra om verkeerde dinge te doen nie en verwag dat hy daardie versoek moet gehoorsaam nie. Want die Bybel leer ook dat jy veronderstel is om hulle op te bring in die regte dinge, die weë van die Here. Soos Efesiërs 6:4 lees, voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Stel 'n voorbeeld vir jou kind. Wanneer jou kind eendag die huis verlaat, wat gaan hy van jou as sy ouers onthou? Goeie of slegte dinge? Wat gaan hy van jou aan ander oorvertel? My pa was 'n dronklap. My ma het altyd my geklap as hy nie haar sin gekry het nie. Gaan jou kind trots wees op jou of skaam wees vir jou? Ja, ek is 'n bietjie concerned oor my kind, maar ek kan my ook nie weet of jy aan hom steur nie. Hy is useless. Jy weet nie wat daardie kind gaan bekom nie, of wat hy sal kan doen nie. Dalk 'n onderwyser, 'n groot winkelbestuurder, of prokureur. Dawid in die Bybel was maar net 'n eenvoudige skaapwagterseun wat die Here gebruik het om die reus Goliat te verslaan, en wie die Here later koning van die groot volk Israel gemaak het. Ons lees ook van Josef. Hy was 17 jaar oud toe sy broers hom weens jaloesie as slaaf verkoop het. Maar na net 13 jaar het die Here hom gouverneur van Egipte gemaak. Moenie wanneer hy eers sukses in die lewe behaal het, eers dan wil belangstel nie. Die kanse is goed dat hy jou dan sal verwerp, omdat jy hom nie die ouerlike ondersteuning en sorg gegee het, toe jy dit moes doen, of toe hy dit werklik nodig gehad het nie. Ek het so klop problems met my 2 boys wat nou 11 en 13 is, né? Maar waar begin ek om hulle behavior te change? Bid eerstens vir jou kinders en vra die Here om hulle te help dat hulle gedrag sal verander. As ouer behoort jy eintlik van kleins af reeds elke dag vir jou kinders te bid en vra die Here om hulle te seën. Hierdie voorbeeld sien ons in Markus 10 vers 13, waar die ouers hul kinders na Jesus toe gebring het, om hulle aan te raak en daardeur te seën. Die Here sal jou dan wysheid en leiding gee aangaande watter stappe jy moet neem, en dan ook deur verskeie maniere te gebruik in hul harte werk om anders te wil word. My kind lyk baie keer asof hy depressed is en asof hy niks motivation het nie. Hy praat ook nie meer so vrylik met my nie. Wat is die moontlike rede hiervoor? Dit is dalk weens die manier hoe jy met jou kind praat. Wees versigtig om nie gedurig op jou kind te skel en woorde te gebruik wat die kind gaan afdruk nie. Byvoorbeeld, jy's dom, jy's stupid, kan jy dan niks reg doen nie? Jy's useless, jy sal nooit ver kom in die lewe nie. Hoekom kan jy ook nie so goed soos jou suster vorder? Hierdie soort woorde wat jy gebruik, as ook die manier hoe jy dit uitspreek, vererg jou kind en maak hom woedend. Dit maak ook 'n kind mismoedig en breek sy gees. Later sal die kind dan nie meer die vrymoedigheid hê om iets van jou as die ouer te vra nie. Nog minder om 'n gewone, oop en eerlike gesprek met die ouers te hê. Kolossense 3 vers 21 lees so: Vaders, moenie julle kinders terg nie, met ander woorde woedend maak nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Terwyl hierdie kritiek sommige kinders motiveer om baie hard te werk, sodat hulle kan bewys dat hierdie woorde verkeerd was, het dit egter 'n negatiewe uitwerking op die meeste kinders. Dit veroorsaak dat hulle 'n lae waarde van hulself ontwikkel en opeindig met min selfvertroue in hul eie vermoëns. Swak prestasie in skool en sport
en later jare in hul werk is seker van die mees algemene gevolge hiervan. My dogter Logan vorder nie mooi in haar skoolweek, soos my ander kinders nie. Hoekom gee sy dan sulke probleem? Dit is baie moontlik dat sy nie kan help vir hierdie gebrek aan vordering nie. As ouer moet jy verstaan dat jou kinders nie dieselfde is of dieselfde kan wees nie, maar dat elkeen unieke vermoëns het. Daar is dinge waarmee hulle as individuele kinders goed of meer vaardig in is. Vir die een mag dit wees die vermoë om goed geskrewe werk te kan leer. Vir die ander kan dit wees sing, dans en drama. Ander is dalk meer tegnies aangeleerd. Met ander woorde, hulle kan beter met hul hande werk en houtartikels maak, klere maak, koekbak of selfs in motors en elektriese of rekenaarstelwerk belangstel. Moet dus nie die fout maak deur te dink dat die een beter is as die ander, slegs omdat die een meer of beter sy vermoëns en talente inspann, of omdat dit meer opsigtelik is en meer geld inbring. Jou kinders sal hierdie dubbele standaarde kan sien en aanvoel. Dit kan daartoe lei dat die een wat jy minder ag, bitterheid teenoor jou mag ontwikkel, altyd 'n swak verhouding met jou sal hê, en kan dit ook oneenigheid tussen jou kinders veroorsaak, wat soms jare kan duur, soos in Jakob en Esau se geval. Nou, meer van my jonge suster, omdat ek 'n lelike gesig het en sy mooi lang hare het. Is sy so kruis my nie? Hoekom is dit dan so swaar vir my ma om my looks te accept? Wat jou ma vergeet is dat geen persoon werklik waar kan kies hoe hy wil lyk wanneer hy gebore word. So, of jy as kind vet of maar is, kort of lank is, lig of donker is, swak of sterk is, en stywe of gladde hare het. Jy het nie self gekies om so te lyk nie. Ongeag van wie of waarvan sekere mense die meeste hou, is jy deur die Here self geskape, en jou familie en ander mense is veronderstel om jou te aanvaar en lief te hê, net soos wat jy is. Die Here het niks lelik gemaak nie, want Psalm 139 verse 13 tot 14 leer dat jy wonderbaar geskape is. Daarom is daar nie eintlik iets soos 'n mens wat lelik lyk nie. Wat wel 'n persoon lelik maak, is sy maniere en gedrag, en nie hoe sy gesig of liggaam se voorkoms is nie. Toen ek regtig my 16 jaar oude dogter dieselfde soos 'n meisiekind van 8 jaar te treat as sy verkeerd gedoen het? Nee, jy kan hulle nie dieselfde behandel nie, aangesien tieners meer volwasse gedagtes en gevoelens het. Jy kan byvoorbeeld nie vir haar op haar boude wil slaan nie. Jy sal meer praat as wat jy pak gee, en dinge vir langer met jou kind uitredeneer, omdat sla heelwat minder effektief in 'n tiener is as in 'n kleinkind, en baie emosionele letsels kan laat. Moet dan ook nie 'n tienerseun of dogter sommer net op enige plek of tyd gaan uitskel nie, omdat die meeste kinders teen daardie tyd reeds 'n baie sterk selfbewustheid ontwikkel het. Is dit hoogs vernederend en embarrassing. Veral as dit 'n meisie is wat voor haar seuns vriendepak gegee word, en andersom. Dit kan letsels op 'n kind se gevoel van homself laat, wat in sommige gevalle selfs vir maande en jare kan duur, as dit dikwels gebeur. Hoe kan ek my kleinkinders pak gee, sonder om hulle te abuse? Jy mag nie enige van jou kinders met die vuis gaan slaan. Dit is uit en uit verkeerd.
Gebruik liewer iets soos 'n slipper of 'n plat plankie om jou kleinkinders mee pak te gee. Dit is egter belangrik dat jy nadat of self voordat jy die kind pak gee, aan hom moet verduidelik waarom die slaanery nodig was, al is hy hoe klein. Maak hom bewus dat dit nie weer hoef te gebeur as hy voortaan meer gehoorsaam gaan wees nie. Hierdie sal verhoed dat die kind gevoelens van haat en jarelange woede teen jou sal opbou, omdat jy in sy gedagte om altyd onnodig geslaan het. Is het verkeerd om my kind te dissipline? Vandag sê hulle mos die magie is jou eie kind pak gee nie. Spreuke 23 vers 13 leer dat jy as ouer nie moet versuim of bang wees om jou kind te dissiplineer deur hom op 'n gesonde manier pak te gee. Hierdie dissipline of bestraffing is vir sy eie beswil, aangesien dit hulle karakter help bou. Voornamlik kleinkinders en jong tieners. Daardeur leer hulle respek vir ouers en ander volwassenes. Hulle leer dat verkeerde gedrag onnodige pyn veroorsaak en verstaan hulle ook wat is die regte dinge wat hulle behoort te doen. Volgens Spreuke 23 vers 14 sal dit oneindelik van verkeerde dinge red. Spreuke 29 vers 15 lees so: die roede, met ander woorde die lat of slaan voorwerp, en bestraffing gee wysheid, maar hy wat aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. In Spreuke 22 vers 15 lees ons ook: die roede van korreksie sal die dwaasheid verwyder. Jy moet ook onthou dat dissipline vir 'n ouer tienerkind en jong volwassene anders is as dit vir 'n klein kind, vanweë die verskil in hul emosionele volwassenheid. Dit sal byvoorbeeld nie 'n pak sla insluit nie, maar meer dikwels berispe met die tong. Kan ek my kind pak gee as ek kwaad is? Is dat allowed? Dit is nie verkeerd om jou kind te slaan wanneer jy kwaad, woedend of teleurgesteld is nie, maar moenie hom slaan omdat jy woedend is nie. As jy hom slaan omdat jy woedend is, haal jy gewoonlik hierdie woede op jou kind uit en is die neiging dan om hom aan te hou slaan totdat hy huil of totdat jy sien hy kry seer. Jy slaan hom dan te veel houe of slaan hom dan te seer, wat hom later verbitter teenoor jou kan maak. Ek weet my boyfriend trek my kinders bed, maar hoe kan ek vir hom net gou, as hy dan vir my altyd geld gee vir my huisgoed? As jy sukkel en swaar kry, bid en vra die Here om jou in jou geldelike probleme te help en jou te wys wat jy ook van jou kant af moet doen. Miskien kan die Here jou met 'n beter werk of hoër posisie voorsien. Dalk kan jy ook 'n kindertoelaag van die Departement Maatskaplike Dienste, met ander woorde SASSA, kry. Miskien kan jou suster of oom jou met 'n ekstra paar R100 elke maand help. Dalk is daar dingetjies soos toffieappels maak wat jou kinders deur die dag kan verkoop. Jou tienerseun kan moontlik 'n naweek casual werk by 'n winkel kry. Hierdie sal verhoed dat jy op slegte persone staat maak vir hulp. Onthou ook, as enige persoon jou nie met jou kinders en al wil aanvaar nie, is hy nie werklik lief vir jou nie. En is hy ook nie jou liefde of vriendskap werd nie. Hoe kan 'n mens child abuse te iemand anders in die huis prevent? Moenie net enige persoon in jou huis toelaat om by jou kamer te verheer nie, of moenie sommer by enigeen met jou kinders gaan bly nie. As jou man of vrou afgesterf het, of as jy geskei is,
Maak 100% seker dat jou nuwe girlfriend of boyfriend jou kinders ook aanvaar en nie net vir jou nie. Wees versigtig dat hulle nie net jou kinders goed behandel wanneer jy ook teenwoordig is nie, maar vind uit by jou kinders hoe hy hulle behandel in jou afwesigheid. Want hierdie is moontlik 'n aanstaande stiefma of stiefpa wat jou kinders ook naastin so lief moet hê, soos wat jy vir hulle het. Wees ook versigtig om nie jou girlfriend of boyfriend toe te laat om by julle in te trek nie, totdat julle werklik getroud is. Self al is julle reeds verloof, onthou, al het jy die persoon lief, as hy of sy hulle sleg behandel en nie aanvaar met al hulle houdings en maniertjies nie, gaan dit tog vir jou ongelukkig maak, want jou kinders is en sal altyd 'n groot deel van wie jy werklik is bly. My tienerseun maak my dikwels baie woedend en maak dat ek dinge doen en sê wat ek nie actually wil gedoen het en gemeen het nie. Hoe kan ek dit beter hanteer? As jy dikwels neig om woedend te word of jou kind baie seer of erg te slaan, dat dit merke op sy lyf laat, gaan liewer eers kamer toe of om die draai van waar jy is vir 2 minute, sodat jy eers kan afkoel. Eers daarna kan jy hom dan dissiplineer. Die vraag is ook, wat verwag of verlang jy van jou kind? Wil jy hê hy moet jou lief hê, of wil jy hom laat verhard en wens dat hy so gou as moontlik die huis kan verlaat, sodat hy jou nooit meer hoef te sien nie? My jongste klomkie is nou 8 jaar oud, maar hy wil nie lank stil sit nie. En hy vat ook net so vir 4 minute sy boeke, dan spring hy weer op. Wat kan ek maak oor die stoutigheid van hom? Dit is altyd belangrik om nie sommer te sê dat 'n kind stout is sonder dat jy sy gedrag mooi bekyk het nie. Alhoewel hierdie by sommige kinders wel moontlik 'n aanduiding van stoutigheid mag wees, klink dit nie asof jou kind stout is, maar wel hyperaktief is. Met ander woorde, dit is asof sy brein gedurig aan die gang is. Daarom is sy konsentrasie op sy huiswerk ook baie swak. Dit is dan wys om hom na 'n sielkundige, occupational therapist of maatskaplike werker by die opvoedkundige departement of 'n hospitaal te neem vir 'n ondersoek. Wat gewoonlik hier nodig is medikasie en terapie om die ooraktiwiteit te verminder en sy konsentrasie te verbeter. Vra hulle ook watter dinge julle as gesin by die huis kan doen om hierdie negatiewe gedrag te kan help. Sal ek ooit soos 'n ouer met 3 stiefkinders kan groot maak? Net omdat jy nie die kind se regte of met ander woorde biologiese ma of pa is nie, beteken nie dat jy nie die kind se vader of moeder is nie. Vader en moeder is nie titels nie, maar verantwoordelikhede wat beskryf die rol wat jy in daardie kind se lewe speel. In die geval waar die regte pa afwesig is weens sterfte of gebrek aan belangstelling, kan jy werklik waar voortgaan om die kind te versorg, net so wat jy met jou eie bloedkind maak of sal maak, want die kind het jou oorlyding ook nodig. As die regte ouer egter nie daar is nie, weens die feit dat hy geskei het, is daar steeds dinge wat jy net soos 'n eie vader vir hom kan doen, veral in die vele ure waar dat hy nie by sy pa is nie. Wat jy as stiefouer doen, as ook hoe jy dit doen, sal grootliks bepaal of jy die kinders se respek en vertroue sal wen
en of hulle jou as vader of moederfiguur sal aanvaar of nie. Hoe kan ek my kind opbring in die weë van die Here? Dit is nie slegs deur jou kind sonnaarskool toe te stuur of saam kerk toe te neem dat jy dit doen. As jy nog nie bekeer is nie, moet jy sorg dat jy jou hart vir die Here gee. So sal hy jou dan help om vir die kind 'n voorbeeld te stel in die huis, nie net van hoe om reg te lewe nie, maar ook hoe om die Here opreg te dien. Dit behels ook om vir hom en voor hom te bid, om saam met jou kerk toe te neem en ook saam met hom die woord van die Here te lees. Deur hierdie dinge bring jy ook jou kinders na Jesus, soos wat ons in Markus 10 vers 14 leer. My pa wil nooit na my luister as ek my kant van wat gebeur het aan hom wil explain. Hy bly vir my sê, luister, dit is 'n kind. Is die regte ding wat hy doen. Baie ouers sê so ja, anders sê weer, children must be seen and not heard. Om 'n volwassene te wees, beteken nie dat jy net kan praat en doen met 'n kind soos wat jy wil nie. Al is dit slegs 5 minute per dag, neem die tyd om ook stil te sit en te luister na wat jou kind vir jou te sê het, oor hoe hy voel aangaande sekere dinge, of waarom hy sekere dinge gedoen het. Vernaam as hulle reeds tieners is, aangesien hulle by die dag meer emosioneel en verstandelik volwasse word. Jy sal nie mooi kan weet wat hulle behoeftes, probleme en begeertes is, as jy nie vir hulle behoorlik kans gaan gee om te praat nie. Respek en eer vir ouers beteken nie dat jy as ouer jou kind kan onderdruk nie. Jy moet na hierdie opname luister. Die hoofrede waarom jy as mens jou aan kindermishandeling en ander sondes skuldig kan maak, is omdat jy nog nie jou hart en lewe vir die Here Jesus gegee het nie. Jy moet dus tot bekering kom. Wat kan jy doen om tot bekering te kom? As jy dan waarlik berou het oor jou sonde en daarvan wil wegdraai, praat met 'n ander persoon wat bekeer is, of 'n ouderling of pastoor, en vra hom dan om jou in gebed te lei, sodat jy die Here Jesus as jou redder en Here kan aanneem. Of jy kan dit ook alleen doen, net daar waar jy na hierdie opname luister, deur die volgende te bid. Here Jesus, ek besef dat ek vir jare teenoor U gesondig het, en ek erken dat ek gelewe het net soos wat ek wil, en nie soos wat U van my verlang het nie. Vergeef en verlos my van al die kindermishandeling wat ek gepleeg het, en al my ander sondes ook asseblief, Here. Maak my lewe skoon. Ek wil graag vir U dien as my saligmaker en Here, en vir U volg. Aanvaar my net soos wat ek is, asseblief, en red my. Dankie, Here. As jy dan so jou hart en lewe aan die Here oorgegee het, en van die sonde afstand doen, leer die Bybel dat jy nou werklik 'n kind van God is. Jy is nou wedergebore in die familie van God. Johannes 1 vers 12 leer, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Met ander woorde, die naam van Jesus. As kind moet dit dan nou jou begeerte wees om geestelik te wil groei
in jou verhouding met die Here. As jy nie eintlik by 'n kerk of gemeente is waar hulle bekering preek nie, sluit dan aan by so 'n gemeente, sodat hulle jou dan kan help om te groei en voort te gaan om die Here te dien.